Baie welkom aan elkeen van u wat vanaand hier is. En ons hoop dat u die Pinksterdienste saam met ons geniet en die sang geniet. En ek glo almal geniet ook die sop en die melkkos. Ons wil sommer by voorbaat baie dankie sê vir al die dames in ons gemeente wat regtig baie moeite doen om vir ons op so 'n besonderse manier te bederf. Baie dankie daarvoor, ons waardeer dit opreg. Ek wil graag voordat ek u gaan groet met die seëngroet van die Here, wil ek vir u lees Psalm 103. Die Here se hart is baie sag. Hy gee graag goeie dinge aan ons. Hy is geduldig en hy het sy kinders baie lief. Mag jy die goedheid en die sagtheid van die Here vanaand ook beleef. En mag jy die goedheid van die Here ook beleef. Daarom wil ek u groet in die naam van die drie-enige God. Genade, barmhartigheid en vrede vir elke een van u. Dit kom van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u ons liefhet. Baie dankie, Here, dat u vir ons goed is. Dankie dat u 'n God van barmhartigheid, 'n God van liefde, 'n God van omgee is. En dankie dat u ons gekies het, Here, om u kinders te wees. Dit alles vertel 'n verhaal van genade en genade alleen. Vader, as ons vanaand hier by mekaar is, wil ons vra dat u ons sal kom afsluit van 'n besige dag wat ons gehad het. Here, in hierdie dag het daar baie dinge gebeur, dalk bekommernisse, vrese, dalk het ons vandag goeie nuus ontvang. Maar Here, gee dat ons vir hierdie volgende paar oomblikke dit alles net een kant toe sal skuif en dat ons sal stil raak rondom u woord. Here, wil u vanaand tot elkeen van ons kom spreek. In die naam van Jesus vra ons dit. Amen. My broers en susters, vanaand is ons by ons 4de geleentheid en ons staan vanaand stil by die temaatjie Wie is jy? Ek is 'n gelukkige mens want ek gee om. Matteus 5 vers 7. My broers en susters, liewe jong mense, ek wil vra dat jy daar waar jy vanaand sit, net so vir 'n oomblik bietjie by jouself sal dink en vir jouself die antwoord sal gee, maar wat is daardie ding van God wat vir jou uitstaan? Wat is daardie eienskap van God wat jou opgewonde maak? As jy aan God dink, dan dink jy om die oomblik aan daardie uniekheid van God wat jou regtig kinderlik opgewonde maak, omdat dit 'n eienskap is van God. Is dit dalk God se liefde? Dat God hierdie geweldige groot liefde vir sondaar mense het? Is dit dalk omdat God 'n God van genade is? Is dit dalk omdat God die bron van lewe is en ook vir ons die lewe in oorvloed gebring het, die ewige lewe? Is dit dalk omdat God 'n God van vergifnis is? Ja, wat is dit wat God vir jou so uniek maak? Wat jou hart laat warm klop as jy dink oor God? Nou, ek weet as ons vanaand voorsou kon begin en ons sou vir elkeen in die kerkgebou 'n geleentheid gee om net vir ons ietsie te kom deel van dit wat God so uniek vir jou maak, glo ek sou ons vanaand mooi verhale en mooi idees gehad het oor wie God is. Maar ek wil ek graag met u kom deel, daardie een eienskap van God wat vir my uitstaan en waaroor ek kinderlik opgewonde is en waaroor ek baie dankbaar is. En dit is dat God is. Dit is dat God nie 'n mens is nie. Dat God nie 'n robot is nie, dat God nie 'n masjien is nie, dat God nie 'n klip is wat ek neersit en sê ek moet hierdie klip aanbid want dis my God nie. Dat God nie iets is wat gemaak is uit hout uit wat ek vir my as 'n godheid skep nie. Maar dat God eenvoudig God is. En as ek sê God is God, my broer en suster, dan sê ek daarmee dat hierdie God wat ek in die woord van die Here leer ken, is 'n God wat amper die eienskappe van 'n mens begin dra. Wat ons lees in die woord van die Here, dat hierdie God het 'n hart. Ons lees dat hierdie God het emosies. Hierdie God is 'n God wat gevoelens is. Hy is nie 'n dooie stuk klip wat nie omgee oor wat besig is om te gebeur nie, maar is 'n God wat voel vir dit wat in hierdie wêreld gebeur. 'n God met emosies en gevoelens. 'n God wat kan omgee. 'n God wat kan vergewe. 'n God wat kan lief hê. Ja, dit is wat God so wonderlik maak. God is God. Hy's nie 'n robot nie. Hy's nie 'n masjien nie. Hy's nie 'n mens nie.
God is God. En ek wil dit alles saamvat deur vanaand te sê, my broer en suster, wat vir my opgewonde maak oor God, is dat God 'n hart het. Want as ons mooi daaroor dink en ons vat die Bybel van Genesis 3 af tot by Openbaring 21, dan sien ons dat telke male is dit die mensdom wat hulle rug op God keer en wat wegstap van God af. Maar dan is dit hier die hart van God wat hy het vir mense. 'n Hart wat warm klop, wat maak dat die Here telke male sy hand uitstrek na die mens toe en met die mens 'n nuwe pad wil begin stap. En dit is wat my opgewonde maak oor God. Kan ek dit opsom deur te sê, God is 'n God van barmhartigheid. Ons lees in Psalm 103 vers 8, barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. En dan so mooi in vers 13 staan daar, soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. God is 'n God van barmhartigheid. En my broer en suster, vanaand gaan ons so 'n bietjie met mekaar gesels oor barmhartigheid. En daarom gaan ons saam lees vanaf vers 3, maar ons gaan vanaand stil staan by vers 7 van die saligspreking. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Kan ek weer vir ons vers 7 lees? Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Ons het reeds gesê, my broer en suster, liewe kinders, dat ons God is 'n God wat barmhartig is. En nou lees ons dat die Here Jesus Christus in sy begin van die bergpredikasie, wanneer hy kom by die 5de saligspreking, dan sê hy die volgende, dan sê hy, as jy 'n gelukkige mens wil wees, dan moet jy barmhartig wees. Met ander woorde, daardie eienskap van God, wat vir my so wonderlik is, wat God so uniek maak, dat God 'n God van barmhartigheid is, kom die Here Jesus en dan sê hy, maar elke mens wat in 'n afhanklikheid van die Here leef, wat in 'n verhouding met die Here Jesus Christus leef, en weet hoe afhanklik en hoe nodig jy die Here het, dat jy ook daai eienskap sal openbaar. Dat jy soos God ook barmhartig sal wees. Met ander woorde, dat daai hart wat God vir 'n mens het, daai hart wat vergewe, daai hart wat omgee, daai hart wat uitreik na hulpeloses toe, kom Jesus en hy sê, maar dit sal ook die hart wees wat ek en jy sal hê. Maar nou is die vraag natuurlik, maar wat presies bedoel ons as ons sê ons moet barmhartig wees? My broer en suster, ek dink voordat ons die antwoord gaan gee, moet ons dalk net eers vir mekaar net een ding hier duidelik maak. En dit is dat barmhartigheid maak jou nie 'n kind van God nie. Nee, omdat jy 'n kind van God is, gaan jy barmhartig wees. Want jy sien, my broer en suster, in hierdie wêreld is daar baie mense wat barmhartig is. Ja, daar's inteendeel ook baie ander godsdienste wat barmhartigheid baie hoog op prys stel. Ons weet onder andere in die Islam geloof is barmhartigheid een van hulle belangrikste dinge wat hulle moet doen. Hulle moet vir armes sorg. Maar hoekom doen hulle dit? Hulle doen dit omdat dit hulle verhouding met God nader laat kom. Met ander woorde, hulle doen dit sodat hulle weet hulle staan in die regte verhouding met die Here. Dis 'n prestasie wat hulle lewer sodat hulle iets kan ontvang. Maar by ons werk dit andersom. Omdat God barmhartig is, gaan ons barmhartig wees. Omdat ek 'n stortvloed van God se goedheid in my lewe ontvang het, is die logiese dat dit uit my lewe uit sal voortvloei na almal wat rondom my is. Nou kom ons terug by die vraag, wat is barmhartigheid? In die kerk praat ons baie van barmhartigheid, ons het 'n diens van barmhartigheid, maar wat bedoel ons as ons sê, ek en jy moet 'n eienskap hê om barmhartig te wees? Daar's baie mense wat verskillende definisies het vir barmhartigheid, maar Van Ruler, een van die teoloë, het nogal vir my barmhartigheid baie mooi saamgevat met 3 sirkels. En hy trek hierdie 3 sirkels, dan sê hy ook dat hierdie 3 sirkels nie van mekaar losgemaak kan word nie. Want die een loop outomaties oor na die volgende een, en dan begin hy weer van voor af, maar jy kan hierdie goed nie uit mekaar uithaal nie. Die eerste sirkel wat hy het, praat hy van mildheid.
En as ek so lees na wat hy skryf oor mildheid, dan dink ek dit sluit baie aan by wat ons gisteraand vir mekaar vertel het oor sagmoedigheid. Want mildheid en sagmoedigheid gaan daaroor om te sê, omdat ek in 'n afhanklikheidsverhouding met die Here leef, weet ek dat ek uit God se genade ontvang. En omdat ek uit God se genade uit ontvang, maak dit ook dat my oë oopgaan na die mense wat rondom my is, sodat ek ook weet daar's ander mense wat saam met my leef. Dis nie net ek wat leef nie. En daarom skep ek 'n ruimte, die baie bekende uitdrukking van leef en laat leef. So dit is vir my die eerste ding van barmhartigheid. Dit is daai bewustheid om te sê, ek weet ek ontvang die lewe en daarom laat ek leef. Daarom gun ek vir mense 'n ruimte om hulle lewe te leef. Die tweede sirkel, my broer en suster, is ontferming. Nou my broer en suster, in hierdie lewe waar ek en jy leef, waar ons 'n ruimte skep vir ander mense om saam met ons te leef, om deel van ons lewe te wees, gaan ons oë ook oop en dan sien ons dat daar is mense wat nie die lewe kan leef nie. Sien ons daar's mense wat eintlik besig is om hierdie lewe wat God vir hulle gee, totaal en al te verloor. En ontferming beteken dat ek bewus begin word van hierdie mense wat nie die lewe geleef kry, soos dat ek en jy die lewe geleef kry. En dis wat barmhartigheid is. Barmhartigheid is om dit raak te sien en om jou te ontferm oor hierdie mense wat nie die lewe kan leef, soos wat ons eintlik veronderstel is om hierdie lewe te leef nie. Nou weet ek natuurlik is daar mos nou baie redes hoekom mense nie die lewe kan leef nie. Baie keer is dit hulle eie oorsaak omdat hulle self verkeerde keuses in hulle lewe maak. Baie keer is dit as gevolg van omstandighede, as gevolg van siekte. Baie keer is dit as gevolg van dinge soos 'n regstellende aksie en ekonomiese onstabiliteit en al hierdie goed wat buite mense se beheer is en daarom kry hulle nie die lewe geleef soos dat ek en jy dalk die lewe leef nie. Maar my en jou verantwoordelikheid is om nie die vraag te vra nie, maar om te kyk en raak te sien en te ontferm. En dan gaan ons so ver om te sê dit help nie net om jammer te kry nie, want barmhartigheid beteken ontferming. En ontferming eindig nie by die woord jammer nie. Ontferming gaan verder en dit is om daadwerklik te help, hulp te gee vir hulle wat nood het. Dr. Johan van Schalkwyk skryf 'n baie mooi definisie oor ontferming. Hy sê dit is die vermoë om binne in die vel van iemand anders in te klim, totdat jy deur sy oë sien, met sy ore hoor, met sy gedagtes dink en voel soos hy voel. Met ander woorde, my broer en suster, ontferming beteken ek klim binne in 'n ander persoon se lewe in. Ek voel wat daardie persoon voel. Ek sien wat daardie persoon sien en ek hoor wat daardie persoon hoor. En as ek dit kan doen, my broer en suster, dan kan ek ware ontferming teenoor mense begin betoon. Maar jy sien, solank as dit ek vanuit 'n troontjie na hierdie mense wat nie die lewe kan leef nie na hulle kyk, my broer en suster, kan ek nooit ontferming betoon. Ja, ek kan jammer kry, maar ek kan nie help nie, want ek het nog nie ontferming oor hierdie mense nie. Daar's 'n Psalm wat dit vir my baie mooi beskryf, Psalm 37 vers 21. Die boodskapvertaling sê, goeie mense kry ander mense jammer, en dan word dit bygevoeg, en help. Vir ons as kinders van die Here, help dit nie ons kyk maar net na die wêreld en ons kry die wêreld jammer nie. Die vraag is, wat doen ons? Want barmhartigheid beteken om daadwerklik iets te gaan doen vir hulle wat jy jammer kry. Ek wil na die Here Jesus se gedeelte toe gaan, waar Jesus self na die wêreld kyk. En dan lees ons dat hy na die wêreld kyk, het hy hierdie wêreld baie jammer gekry. Kom ek lees vir die Matteus 9 vers 36 tot 38. Jesus het na al die mense om hom gekyk. Hulle het vir hom gelyk soos skape wat sonder 'n herder ronddwaal. Dit was of hulle nie meer krag oorgehad het om aan te gaan en net sommer daar te wou bly lê. Hoor dan. Daarom wou Jesus hulle regtig graag help. Hy sê toe vir sy disippels, die lande staan ryp met 'n groot oes, maar daar is min mense om die oes in te samel. Vra God die boer wie se oes dit is, om nog ekstra arbeiders te stuur. Daarvoor moet julle ernstig bid.
As die Here na hierdie klomp mense kyk wat soos klomp skape ronddwaal, wat alle moed en lewenslus verloor het, dan kry hy hulle jammer. En hy wil daadwerklik iets doen om hulle te help. My broer en suster, is dit nie presies wat Jesus kom doen het toe hy op aarde was? Het hy nie in die mensevel ingekom nie? Was Jesus se menswording nie juis eintlik God wat na die wêreld toe gekom het en geword het wat ek en jy is nie? Soos ek en jy koud kry, soos ek en jy honger kry, soos ek en jy hartseer word. Ja, die Here Jesus het geword wat ek en jy is, sodat hy, omdat hy ons so jammer kry, daadwerklik iets kon gedoen het, om vir my en jou te kom help. Ek wil vanaand 'n stelling maak, my broer en suster, en ek weet, dit is dalk nie so 'n wonderlike stelling om te maak nie, maar weet jy, ek dink die tyd in ons land het aangebreek, dat ons as kerk van die Here Jesus Christus, 'n baie fyn aanvoeling vir ontferming en vir barmhartigheid sal moet begin ontwikkel. Want my broer en suster, daar's baie terreine waar ons sal moet begin uitreik na mense wat dit nie maak nie. Ja, ons het vir baie lank het ons daai verantwoordelikheid oorgeskuif na synodes toe. En ons het geglo dat synodes deur maatskaplike dienste al hierdie goed gaan doen. Maar my broer en suster, daai dae is verby. As ons nie barmhartigheid gaan doen nie, my broer en suster, gaan ons in 'n land bly waar daar nie meer barmhartigheid is nie. En daarom sal ons moet begin om 'n fyn aanvoeling te kry. Ja, ek weet daar is baie dinge wat ons rem. Ek weet ons sit met kultuurgrense, ons sit met kleurgrense, noem al hierdie dinge, maar my broer en suster, die woord van die Here gaan verby al daai goed. Kan ek hier terugvat na die gelykenis van die barmhartige Samaritaan? Dis 'n gelykenis wat ons uit ons kinderdae uit ken. Maar my broer en suster, ek gaan hom nie lees nie, want ons almal ken hom baie goed. Toe daardie Samaritaan, daar by daai man kom wat langs die pad lê, het hy nie die vraag gevra, hoekom lê jy hier nie? Hy het nie vir hom gevra, hoekom was jy so onnosel, dat jy op jou eie gedink het, jy kan op hierdie pad gaan nie? Hy het nie vir hom gevra, wat se godsdiens is jy, of wat se ras is jy, of van wat se volk is jy nie? Die Samaritaan het gehelp, en gedoen wat hy in daai situasie kon doen. Op daai oomblik was dit om hom te help deur sy wonde te verbind, om hom op te help en om hom by 'n herberg te gaan afgee, sodat hy versorg word. My broer en suster, dis barmhartigheid. Barmhartigheid en ontferming vra nie. Dit vra ek doen wat ek kan doen op daardie spesifieke oomblik. Ons moet Jesus se woorde ernstig opneem wat hy in Matteus 5 ook vir ons sê, my broer en suster. In vers 46, nog steeds deel van die bergpredikasie. Hoor mooi wat sê Jesus. As julle net vir die liefhet wat julle liefhet, watter loon kan julle nog verwag? Maak die tollenaars nie ook maar net so nie. Kom ons wees eerlik, my broer en suster, dis vir ons baie makliker om barmhartigheid te toon teenoor mense wat ons weet wie vir ons barmhartigheid sal bewys. Maar as ons weet, ons kry niks terug nie. Of ons weet, dit is dalk nie ons mense nie, my broer en suster, dan is dit baie moeiliker. Maar hoor wat sê Jesus verder. Vers 43 sê hy, julle het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief hê, en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyand lief hê, en julle moet bid vir die wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immers die son opkom oor slegtes en goeies, en hy laat reën oor die wat reg doen, en oor die wat verkeerd doen. Die kern van hierdie vers, my broer en suster, lê in die woorde, sodat julle kinders kan wees van julle Vader wat in die hemel is. As jy 'n kind van die Vader in die hemel is, toon jy ontferming. As jy 'n kind van God is, sal jy barmhartig wees. Want dit is daai hartklop van God wat jou hartklop word, wat maak dat jy die nood rondom jou raak sien. My broer en suster, die tyd het aangebreek. Dat ons die randfigure van ons samelewing, dat ons nie sal sit en hulle veroordeel omdat hulle is waar hulle is nie. Maar dat ons eerder sal begin uitreik. Dat ons sal begin om te sê, maar weet jy, die behoefte is dalk om vanaand net 'n brood te gee. Of die behoefte is dalk vanaand net om 'n hand op die skouer te sit, sonder om te veroordeel. Sonder om vrae te vra. Maar net op daai oomblik, al wat ek kan doen, is om net 'n stukkie van die liefde van die Here Jesus Christus vir stikkende mense te wys.
dan toon ek barmhartigheid. My broer en suster, dit bring my by die laaste sirkel. Eerste een is dan mildheid, ontferming, en die laaste sirkel is vergifnis. Ja, vergifnis is een van die moeilike dinge in die lewe. Veral wanneer jy te nagekom is. Dan is dit baie moeilik om te vergewe. Baie moeilik om jouself ook te vergewe. Dit is baie maklik as ander mense jou vergewe, maar wanneer jy moet vergewe, dan raak dit so 'n bietjie moeiliker. Maar my broer en suster, vergifnis is deel van barmhartigheid. Want as God kan vergewe, my broer en suster, wie is ek en jy om nie te kan vergewe? God het barmhartigheid teenoor elkeen van ons bewys. Wie is ek en jy om nie barmhartigheid te wys deur mense te vergewe nie? Kan ek vir u Psalm 103 lees uit die Boodskap vertaling? Die Here se hart is baie sag. Hy gee graag goeie dinge aan ons. Hy is geduldig. Hy het sy kinders baie lief. Die Here sal jou nie aanhou straf vir die verkeerde dinge wat jy gedoen het nie. Ook bly hy nie vir altyd kwaad oor iets nie. Hy straf ons nie volgens dit wat ons regtig verdien nie. Hy vergeld ons nie op dieselfde manier vir al ons slegte dade nie. So ver as wat die verste punt in die heelal van ons af is, so groot en nog groter is die Here se liefde vir elkeen wat hom dien. So ver as wat die verste punt van die heelal van mekaar af is, so ver en nog verder vat hy ons sonde se straf van ons af weg. Dis 'n God wat barmhartig is. Dis 'n God wat kom en sê, ek vergewe. En dis die God wat na my en na jou toe kom en sê, ek verwag van jou presies dieselfde. Ek verwag dat jy ook sal vergewe. Ja, al is jy hoe seer gemaak, maar dat jy sal vergewe. En dat jy ook sal bereid wees om dit so ver weg te vat, soos wat die verste punt van die wêreld van jou af is. En dat jy nooit weer daaroor sal dink. So my broer en suster, wat is barmhartigheid? Barmhartigheid is mildheid, ontferming en vergifnis. Dis die eienskappe van God. Dit is hoe God se hart klop. En in vanaand se gedeelte, die 5de saligspreking, kom die Here Jesus en hy sê, jou hart behoort dieselfde te klop. Dieselfde barmhartigheid wat jy ontvang het, is die barmhartigheid wat jy behoort te hê teenoor ander. Laaste vraag is, my broer en suster, het barmhartigheid enigstens iets te doen met my saligheid? Dan wil ek vanaand vir julle sê, as ek die woord van die Here reg verstaan, beslis. Kom ek lees vir die Jakobus 12 vers 13. Die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat nie barmhartigheid betoon nie, maar barmhartigheid triomfeer oor die oordeel. Kom ek lees vir julle dit in die Boodskap vertaling, want dit vertaal dit vir my nog mooier. Iemand wat ander mense sonder werklike liefde en gevoel behandel, sal dieselfde liefdeloosheid en gevoelloosheid by die finale oordeel ervaar. As iemand egter liefdevol en sensitief teenoor ander optree, beteken dit dat daar by die oordeel niks teen so 'n persoon gesê sal word. Broer en suster, kan ons nog stry? Kan ons nog dink dat barmhartigheid nie deel van my en jou lewe moet wees nie? Dit wat God is, moet ek en jy wees. Hoe belangrik is barmhartigheid in jou lewe? Matteus 23 vers 23. Elende wag vir julle skrifgeleerdes, fariseërs, heiligelaars. Julle gee tiendes van kruisement, anys, koljander, maar wat volgens die wet van God die swaarste weeg, laat julle na: geregtigheid, barmhartigheid en betroubaarheid. Juis hierdie dinge moet 'n mens doen en die ander nie nalat nie. My broer en suster, u kan regtig gaan kyk in die woord van die Here in die Ou Testament. Gaan kyk hoeveel keer sê die Here vir die volk Israel, maar dit wat ek teen julle het, is omdat julle nie barmhartig is nie. Omdat julle nie regverdig is nie. Daarom is ek vir julle kwaad en daarom gaan ek julle in ballingskap wegvoer. Die God van die Ou Testament is die God van die Nuwe Testament. Dis die God van vandag. Dis die God wat sê, my kinders, ek wil hê julle moet 'n hart van barmhartigheid hê. Want dit is wie God is. Die 5de saligspreking sê, God is barmhartig. En omdat God barmhartig is, sal ek en jy, wat sy kinders is, barmhartigheid ook ontvang. En omdat ons barmhartigheid ontvang, is daar by ons geen ander keuse nie, dat ons ook barmhartigheid sal gee na almal wat rondom ons is.
Ek wil my preek vanaand afsluit met 'n verhaaltjie van die Switserse prediker Walter Lüthi. Hy het die volgende verhaal vertel. Hy sê toe hy 'n klein seentjie was, het hulle gebly langs 'n oom wat die wonderlikste appelboom gehad het. En hy sê vir hom was dit altyd so, hy wou net 'n appel gevat het, want daardie boom het die mooiste appels gehad. En eendag het hy so 'n bietjie rondgekyk en hy het gedink nou is 'n kans, hy gaan 'n appel vat. En hy het daar op die draad gaan klim en hy het sy hand so uitgesteek en hy wou vir hom 'n appel gevat het. En net voor hy daai appel so afblik, toe sien hy maar die oom staan al die tyd onder die boom. Hy sê en hy het sy hand so stadig teruggetrek. En die oom het gegaan en die oom het die appel wat hy wou gepluk het, die oom gevat en die oom het hom vir hom gepluk en gegee. En hy het die appel gevat en die oom het nog 'n appel gepluk en nog 'n appel en naderhand toe staan hy met hierdie appels en hy kan nie meer al die appels hanteer nie. En toe sê die oom vir hom die volgende. Hy sê: "Kom ek gee vir jou genoeg dat jy jouself trommeldik kan eet. En kom ek gee vir jou genoeg sodat jou boeties en sissies ook genoeg kan eet." Broer en suster, dis barmhartigheid. Dis wanneer ek en jy besef maar God gee vir ons. En omdat God vir ons barmhartigheid gee, het ons oor as genoeg by God dat ons ook vir ander daai barmhartigheid kan gaan gee. Die Here vra dat ek en jy 'n hart sal hê soos wat God se hart is. 'n Hart van barmhartigheid. Kan ek die woordjie barm wegvat? Kan ek sê dat die Here wil hê jy moet 'n hart hê wat warmhartig is. Wat mense rondom jou raak sien en uitreik. Amen.